Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend hè. Vandag is die 26ste Februarie jaar 2026. My naam is Danie Gerberman, is my opgewonde eer om weer saam met jou te kan kuier in God se woord. En vandag praat ons bietjie die gees van die waarheid. Ja, en dit is belangrik dat ek en jy die gees van die waarheid in ons het. Maar kom ons gaan lees so bietjie saam hier uit Johannes 14 uit en hier vanaf die 16de vers. Net eers gou kyk, ja. Johannes 14 hier van die 16de vers. Hy sê hierso: En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. En die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle by julle sal wees. En ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nou hierdie gedeelte sê baie duidelik vir ons dat die Here sê ek gaan nie weg en ek los jou wees agterna nie. Hy stuur sy Heilige Gees, God se Heilige Gees, om binne in my en jou te kom bly. Halleluja. Die volgende gedeelte wat ek graag wil deel is Johannes 16 hier vanaf verse 7. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Want wie kan my en jou oortuig? Daar kom die woord nou. Wie kan my vir jou oortuig? Ek kan praat tot ek blou is. Jy kan met my praat tot jy blou is. Maar is net God se Heilige Gees wat ons kan oortuig wanneer ons iets doen wat ons nie moet doen nie. Hy sê verder verse 9, van sonde omdat julle in my nie glo nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Wow. My broer en suster, dit is so belangrik dat ek en jy die Gees van God toelaat in ons lewe. Want een ding is verseker, as ons so kyk na die mense om ons, in die wêreld om ons, die mense wat so boos is, mense wat steel, hulle het gister weer een van ons gemeentelede by 'n ATM beroof. Hoe kry jy dit? Hoe kan jy in jou hart kom om 'n pensionaris te rob? Waar het dit iewers in jou verstand ingekom dat jy so iets kan doen? Want ek sê net een ding, dat jy het die Gees van God nie in jou nie. Want as jy die Gees van God in jou het, sal jy nie lieg nie. Jy sal nie lieg oor goedjies wat geen benul het nie, geen saak maak nie. Dan lieg 'n ou nie oor sulke goed nie. As jy die Gees van God in jou het, dan sal jy nie steel nie. Maak nie saak of dit 'n rolletjie, 'n maskingtape by jou werk is, of dit 'n pen is of 'n liniaal nie. As die Gees van die God in jou is, sal jy dit nie doen nie. Jy sal nie steel nie. As die Gees van God in jou is, sal jy nie moord pleeg nie. Nou moord pleeg baie keer met jou tong. Want hoe jy mense behandel, hoe jy met mense praat, dan sal jy dit nie doen nie. Want die Gees van God is liefde, en liefde leef uit. Die Here sê in sy woord, dit is my gebod. Hy sê hierso, Johannes 15 verse 12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Ja, hoe sal ek en jy maak met ons vriende? Want ongelukkig is ons hoor van mense wat saam in besighede gaan, dan sit 'n vriend wat hom te nagekom het, want geldgierigheid het oorgevat. As jy die Gees van God in jou het, dan sal sulke goed nie plaasvind nie. So maak seker, jy bly in God se woord. Maak seker, jy eet dit wat die Here vir jou gee om te eet, sodat jy in sy waarheid kan bly, in sy Gees kan bly. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord weer een. Here, dankie dat ons weet, Here, dat enigeen wat my kan oortuig van sonde is u Heilige Gees. Dankie
dat U Heilige Gees binne in my woning maak. Here, want U woord sê dit vir ons, dat wanneer ons U gebooie bewaar, wanneer ons aan U woord gehoorsaam is, dan sal U in ons kom woning maak. En dis wanneer die Heilige Gees van God binne ons bly. Here, help ons, lei ons, laat ons nie ongehoorsaam sal wees nie, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig, weer eens die evangelie, gaan verkondig die waarheid, en laat ander mense, die Gees van God, in jou kan sien. Geseënde dag, God bless.